Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend nes, vandag is die 10de Julie die jaar 2026. Opgewonde, Jesus Christus is koning en daar is niemand soos hy nie, halleluja. En vandag gaan ons lees hier so uit Markus 12 uit en dit gaan bietjie oor die belasting, die vraag oor belasting. Ons gaan lees hier vanaf verse 13. Hy sê, en toe stuur hulle na hom sommige van die Fariseërs en van die Herodiane om hom op 'n woord te betrap. En hulle kom en sê vir hom, meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Maar hy het hulle geveinsheid geken en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Bring vir my 'n penning, dat ek dit kan sien. En hulle het dit gebring, en hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, die keiser se. En die Here antwoord en sê hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor hom. Nou as ons so 'n bietjie gaan oplees oor hierdie gedeelte, was hierdie Fariseërs en hierdie Herodiane is eintlik nie goed gesind vir mekaar nie, want die een wil hê dat belasting moet betaal word, en die Jode wil hê dat, hoekom moet hulle dit betaal en goeders, en hulle tog doen nie, okay, kom ons kry hierdie saak onder Jesus, en dan kan ons hom uithaal, want dit, albei kante kan hulle net wen. So, as die Fariseërs sê, as Jesus sê, nee, julle moenie belasting betaal nie, dan gaan die Herodiane opgestoke wees en hulle kan Jesus kruisig en alles, en as hy sê, jy moet belasting betaal, dan het die Jode weer iets teen Jesus. So die ouens het gekom, vooraf bietjie dinge gedoen om Jesus te betrap, maar die Here kom hierso met die wysheid wat net hy alleen het, en hy sê, bring 'n muntstuk, en kyk wie se gesig is daarop. Hy sê, gee die keiser wat hom toekom, maar gee aan God ook wat God toekom. En ons moet dieselfde doen, want ons deel met mense, dan sê mense, nee, hulle stem nie saam met die wet nie, want dit is die ANC se wet, en dit is die en daai, sê nee, die wet is ingestel, so ons moet gehoorsaam wees aan die wêreldse wet en goeder. En as daar belasting is om te betaal, moet ons belasting betaal. Jy kan wil maak soos jy wil, as jy wil skelmstreke doen, gaan jy op die einde van die dag, gaan jy uitgevang word. So betaal die keiser wat die keiser toekom, maar betaal ook vir God wat God toekom. En wat kom God toe? Is daar geld wat ons die Here moet gee. Al die geld behoort aan die Here Jesus Christus anyway. So ek kan niks vir die Here gee wat nie syne is nie, maar daar is iets wat ek hom kan gee wat hy wil hê, en dit is vir myself, en dit is jy jouself. Gee jouself vir Jesus Christus, want die Here soek gehoorsaamheid. Is ek en jy gehoorsaam om aan hom toe te vertrou te word, om vir hom te sê, Here, hier is ek, gebruik my soos u my wil hê, verander my soos u my wil hê, en goede. En dit is wat die Here wil hê. Gee die keiser wat die keiser toekom, dis geld. Gee aan God wat God toekom, dis jouself. Gee vir die Here, sodat hy jou kan verander, tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat ons weet, Here, dat geld is 'n nice ding om te hê. Here, maar dit geld gaan ons nie 'n ewigheid gee nie. Maar wanneer ons onsself vir u gee, Here, dan het ons 'n ewigheid saam met u. Here, kom en verander ons gedagtes, ons spraak, ons lewe, sodat ons vir u aanneemlik sal wees. En ons loof en prys en eer u groot en heilige naam, in Jesus naam alleen. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan geniet hierdie naweek. Maar onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. En as jy die Here nie daarin gaan verheerlik nie, stop daarmee, Draai terug en kom tot by die Here. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.